Hallo julle, welkom by my eerste video in hierdie reeks van beginnervriendelike Hikkel video's. Hier raak ons met die hart en in Afrikaans. Ek sal later 'n Engelse video reeks maak vir die wat sukkel om te volg in Afrikaans, vir my Engelse klandisie. Nou met hierdie video's wat ek wil begin, wil ek 'n vaste fondasie lê, 'n grondslag, sodat die basiese dinge gedek kan word. Nou, dit is baie belangrik, voordat ons net sal wegspring en sê, ek gaan nou begin Hikkel. Nou die reeks sal bestaan uit 12 tot 14 video's. Ek sal dit dan ook stoor onder leer hoe om te hak, die maklike manier. Sodat jy later daarna kan teruggaan en dit selfs kan aflaai om daarna te kyk as jy dalk vashak, of jy voel daar's iets waarna jy wil teruggaan om net weer sekerheid te kry oor iets. Ja, so ek sal vir julle volg my maar en die maklikste wat gaan wees om weer video's van my te kry, is om na my YouTube blad te gaan, of my YouTube kanaal, kom ons sê so, en my te gaan hou van my. Gaan hou van Wacky Jackie Crafts, subscribe, like, share, dis die Engelse weergawe, maar gaan hou van my en deel met ander, die wie julle weet wat ook wil leer, hoe om te hikkel, en in Afrikaans. So, ek sal dit waardeer. Ja, ek gaan ook hierdie video's deel op my Facebook blad, Wacky Jackie Crafts, waar julle, as julle dan comments verlaai, daarso gaan, as daar iets is wat jy nie verstaan nie, en jy wil graag kommentaar lewer op 'n video, as iets nie vir jou duidelik is nie, asseblief, los die kommentaar of op my YouTube kanaal op die video, waar jy klarigheid wil kry, of op my Facebook blad. Ek sal dit waardeer, dat daar 'n oop kanaal tussen ons is, want ek is hier om te help. So, ja, enige vrae sal daar beantwoord word. Nou, sonder enige verdere ophou, laat ons wegspring met hierdie video. Nou, die eerste les wat ek vandag vir julle gaan gee, die grondslag wat ons gaan lê, is die twee maniere hoe om jou hikkelpen vas te hou. En dan die 3 maniere wat ek vir jou gaan wys, hoe om jou hikkeldraad te reguleer, sodat die spanning reg sal wees. Nou, ek gaan later nou daarby uitkom, maar ja, die eerste wat ons nou gaan behandel, gaan wees, ek gaan praat oor die draadspanning, wat dit is, en hoe om die eindproduk, hoe dit jou eindproduk kan benadeel, as jy dit te styf of te slap gaan hikkel. Nou, jou steke moet konstant wees. So dit is baie belangrik, hoor, want dit doen tog, dit beïnvloed die eindproduk. Nou, daar is 2 maniere ook hoe om jou hoek vas te hou, en ten minste 3 maniere om die spanningsdraad vas te hou, wat dan die spanning reguleer, die draadspanning. Nou, jy gaan vir my vra, wat is draadspanning? Wat is die draadspanning van jou wol? Nou, dit is die hoeveelheid stres wat jy op jou woldraad sit, soos dit uit jou boldraad kom, of uit jou bolwol kom. En ek noem dit die goue lokkies manier. Nou, jou werk moet nie te slap nie, nie te styf nie, net reg wees. Dit is die goue lokkies manier. Nou, hoe om dit te reguleer is bitter belangrik. As jy aan die draadspanning dink,
Jy wil nie hê dat dit te los moet wees en ook nie te styf nie. Jy wil hê dit moet reg wees. Daar is 'n paar dinge wat daartoe kan bydra wat dit te styf of te slap gaan maak en ons gaan later in hierdie video daaroor uitbrei. Nou, eers wil ek vir jou wys hoe om jou hekelpen of jou hak vas te hou. Ons gaan nou by hierdie bolwol kom en sy darmpies uitreig. En dan gaan ek vir jou, ek gaan met twee hekelpenne gaan ek vir jou dan wys. Hierdie hekelpen gaan die dik ene wees, want vandag gaan ek met my Charity Double Knit werk, omdat dit 'n donkerder kleur is en beter vertoon op die wit agtergrond, gaan ek hierdie hekelpen dan gebruik vir, om vir jou te kan wys die spanningsdraad. Hierdie hekelpen is 'n bietjie groter, hy's 'n 5 mm. Nou hiermee gaan ek dan vir jou wys die twee maniere hoe om jou hekelpen vas te hou. Sover ek weet is daar net twee maniere. Maar as jy van nog 'n manier weet, laat my weet. So die eerste manier sal wees hoe jy 'n pen sal vashou. Nou, hoe hou jy hekelpen jou hekelhak vas? Dit is, jy sal sien hier's twee indentasies, hier voor en die agterkant. Nou jy hou die twee indentasies vas tussen jou duim en jou wysvinger. En die eerste manier hoe jy vashou is die pen manier. Dit is waar die agterkant dan op jou hand rus. Dit is die pen manier, soos jy 'n pen sal vashou. Ek het baie mense gesien wat so hekel. Ek self sukkel, ek kan nie so hekel nie. Ek hekel die tweede manier. Nou die tweede manier is jou mes vashou manier. Weer met die duim, voorvinger, by die indentasie. Die mes manier is wanneer jou hekelpen onder jou handpalme is, onder jou vingers. En jy dit basies vaskryp met jou vingers. Dit is dan nou die mes manier. Dit is vir my baie makliker. Ja, dit voel of ek meer beheer oor die hekelpen dan ook het. Nou kom ons sit hierdie een nou 'n bietjie neer. Nou gaan ons kom by die verskillende maniere hoe om jou woldraad vas te hou sodat jy die spanning kan reguleer. Die eerste manier is hoe ek my wol vashou en ek vind dat dit die maklikste vir my werk. Nou, mensies, daar's nie 'n regte of 'n verkeerde manier nie. Jy doen jy. Jy doen soos wat jy gemaklik voel. Wat vir jou die gemaklikste werk, wat vir jou, ja, hekel moenie stresvol wees nie. Nou, jy doen jy. Ek doen, vir my is die maklikste, ek hou my hekelpen vas die mes manier, beter grip, ek het meer beheer oor hom, en dan die spanning wat, die verskillende maniere van hoe jy jou woldraad vashou, die spanning metode, om dit te reguleer. Nou, eerste manier is, hoe ek daarvan nou, kom ons reik net gou die darmpies uit. Ek wil dit ook vir julle wys. As jy jou wol uithaal en jy wil met jou wol nou werk, moenie die boonste draad gebruik, want as jy hom vat, dan gaan hy basies van die buitekant af omrol, of uitrol, en jou bol gaan die hele wêreld vol. Hy gaan letterlik die hele wêreld volop, veral as jy nou goed aan die hekel gaan. Nou wat ek doen, en baie ander ook doen, wat ek gesien het en waar ek nou geleer het, is, ek gaan na die binnekant toe en ek ryg hom uit. Jy ryg die darmpie uit. En partykeer dan gaan nou meer darms uitkom as wat jy verlang, maar ons werk daarmee, nê. Jy sit daar die darmpies aan een kant, en dan vat jy nou jou wol, jou draad. Nou as jy 'n righty is, 'n regter hekelaar, dan gaan jy die hekelpen met jou regterhand vat. As jy 'n lefty is, jy gaan nou met jou linker dan werk. Nou ek gaan nie vir jou video's gee waar ek met linker gaan werk nie. Ek is 'n regter. Ek weet nie hoe om met die linkerhand te werk nie. Dalk is dit iets waaraan ek sal kan werk om vir jou later, maar ek dink elkeen sal dalk vir homself kan uitplaas. Reg, nou vat jy jou woldraad en jy hou jou hekelpen mos nou aan jou regterkant. Ons gaan nou moet begin om
jou wol vas te maak aan jou hekelpen. Nou, daar's 'n mooi naam vir dit, die glyknoop. Dit is om jou werk mee te kan begin. Nou die maklikste wat vir my werk, almal het 'n manier en vir my werk die maklikste, ek vat die wol en dan draai ek hom om my vinger en dan vat ek om die tweede een, kom ek aan die agterkant. Nou, nie te styf nie, nie te slap nie, net reg, die goue lokkies manier. Knyp die 2 drade vas, nou vat jy jou hekelpen en sien ek het te styf. Nou vat jy jou hekelpen en jy steek hom in die voorkant deur, jy onder deur die hekeldraad en jy hak die een wat agter hom is. Hak hom, trek styf. Ek hoop julle het gesien wat ek nou maak. Nou, jou draad kan ook dan nie, die glyknoop kan nie te los sit nie, so knyp hom vas, die voorpunt, knyp dit vas tussen jou vingers, en dan trek jy hom net styf, hierdie lang draad wat na jou bolwol toe gaan, trek hom net styf, totdat die verlangde, tot dit is soos wat jy nou daarvan hou, nie te styf nie, nie te slap nie. Ok, so, ek het nou vir julle gewys hoe om jou glyknoop te maak om te begin, sodat ek nou vir julle kan wys wat se 3 maniere daar is om jou regulasie van jou draad te kan beheer. Die spanning van jou draad te kan reguleer. Ja, die eerste manier hoe ek my wol vashou, is ek knyp die draad vas tussen ek gaan nou die woldraad, kyk, hy gaan mos nou na die bolwol toe. Hier so het ek my beginpunt, en hom hou ek net vir eers vas tussen my vingers. Ek hou net vas, so dat dit nie rondspring op my naald nie. Nou, hoe gaan ons na die eerste manier, my manier wat ek maklik vind, en ek hou van hom, want ek het vermaakpinkies, dankie ma, wat lekker kan vashak. So, ek knyp hom vas tussen hierdie 2 vingers, dan gaan ek om 'n bietjie skiet gee, ek gaan hom trek, ek gaan hom om my wysvinger draai, want dit is mos nou vir my, daar, knyp vas, draai om die wysvinger. Nou, hoe gaan jy hom vashou, sodat die spanning reg kan wees? Met jou middelvinger en jou duim, gaan jy dan jou beginpunt, jou draad, vasknyp. Want dit is jou werk, dit is jou beginpunt. Wanneer jy nou begin werk aan jou hekelstuk, dan gaan die werk, gaan nie onder deur jou vingers kom, en dit is wat jy dan aan gaan vashou, aan die hekelprojek, aan jou stuk waarin jy werk. Want dit gee dit net meer spanning, die spanning word dan gereguleer, en jy kan makliker ook haken steek, om dit nou so te stel. Nou, hierdie metode werk vir my die beste. So, jy moet nou gaan toets hom. Dit is waar dit nou alles gaan. Jy moet nou gaan en jy moet die beste manier vir jou nou vind. Vir my is hierdie een die maklikste. En ek wil ook net aan julle verduidelik, wat is die spanning van die draad? Die spanning van die draad is hierdie gedeelte, hier. Nou, dit is waar jy jou draad gaan moet reguleer, sodat die spanning net reg kan wees. Jy sal sien die spanning, die tensie van die draad. Daar moet genoeg spasie wees tussen jou wysvinger en jou hukkelpen, jou hak. Jy moet dit nie trek nie, daar moet nie tensie wees nie. Dit moet natuurlik voorkom vir jou, sonder dat jy daarop fokus die hele tyd. En met oefening gaan jy dit alleenlik reg kry. Dit is net oefening, oefening, oefening. Nou, hoe gaan jy agterkom dat jy is 'n stywe of 'n slap hukkelaar? Baie vra daai vraag, hoe weet ek of ek te styf of te slap hekel? Jy gaan dit definitief aan jou werk sien. Maar hoe om dit te korrigeer, sodat die spanning van jou draad net reg kan wees, dit is wat ek nou vir jou gaan wys.
Nou as jy 'n loshukkelaar is, dan is die spanning van jou draad baie los en jy gaan sukkel om jou hoek te hak. Dit is die spanning, onthou, daar. As dit te los is, as jy nie regtig beheer oor hom het nie, jy gaan sukkel. Jy gaan sukkel om hom raak te hak en jy gaan partykeer ook hak en dan haak jy hom sommer hier deur die draad en jy split jou draad dan. Nou dan verminder jy die sterkte van jou draad en jou hukkel werk wys net nie mooi nie. Dit is nie netjies nie, dit is nie afgerond nie. Jy gaan dit tog maar sien, jy hoor. Nou, hoe om 'n loshukkelaar se spanning reg te kry? Dit is nou die tweede manier hoe wat ons nou gaan doen. Ja, ek gaan vir julle nou wys met die tweede manier hoe om dit dan nou uit te pleis, hoe om die spanning van jou draad net mooi reg te kry. Hoe gaan jy agterkom dat jy is 'n stywe hukkelaar, wat jou werk te styf is? Nou, dit is wanneer die draad tussen jou hukkelpen en jou vinger te kort is. Daar's nie 'n spasie nie. Jy gaan dan ook agterkom dat dit gaan vir jou moeilik wees. Die wol gaan te styf trek, die draad, dit gaan vir jou moeilik wees om te hak, en wanneer jy by jou tweede ry ook gaan kom, gaan dit vir jou moeilik wees om die tweede ry te doen, want jy gaan nie spasie hê om jou hekelpen in te kan steek nie, omdat die werk te styf is. So dit is so belangrik, van kardinale belang, dat jy net die tensie van jou draad reg kry. En ook met 'n stywe hukkelaar, die wenk wat ek kan gee, is om te ontspan. Dit is my wenk. Ontspan die boude, ontspan daai hou vas op jou hukkelpen. Ontspan. Jy hoef nie so gespanne te wees, jy hoef hom nie so in te forceer in die steke nie. Dit is hoe ek begin het. Ek was 'n stywe hukkelaar en ek het dit nie agtergekom nie en ek het dit glad nie geniet nie. Ek het dit regtig glad nie geniet nie. Want ek het gesukkel. Ek het gesukkel om my steke op te kry. Ek het gesukkel om my rye gehekel te kry en my werk het nie mooi en afgerond gelyk nie. Nou, ek praat van ondervinding, dat ontspan. Moet ook nou nie te veel ontspan nie, want dan gaan jy te slap hekel. Maar vind daai middelweg. En jy gaan sien, jy gaan dit so geniet, hoor. So nadat jy die verskil het van wat dit beteken om styf en slap te hekel, gaan ek vir jou 'n paar maniere wys hoe om jou woldraad vas te hou, sodat jy die spanning beter kan beheer. Nou, die eerste manier het ek nou vir jou gewys, waarvan ek hou. Dit is waar die woldraad dan nou vasgeknyp word by die vingers, omgelei word oor jou wysvinger, en dan gaan jy die werk, fisiese werk vasknyp tussen jou middelvinger en jou duim, sodat jy die spanning reg kan kry. Dit werk vir my baie maklik. Hierdie manier is vir wanneer jy darm nou 'n bietjie geoefen is en jy nie meer daai vreeslike tensie het van te slap of te styf nie en jy het nou jou manier gevind, dan gaan dit baie natuurlik ook aan jou kom. Nou, die tweede manier, en dit is nou 'n belangrike een, hierdie manier is vir wanneer jy voel dat jy te styf hekel. Wanneer jy ook sien dat jou werk is te styf. Al wat jy dan doen, dit is net sodat dit 'n bietjie losser, wanneer jy dit 'n bietjie losser wil maak, en nie so styf wil hekel nie. Dit is wanneer, dis baie gelykstaande aan die eerste een, maar hierdie een gaan jy net, waar ek die wol vasknyp met my vinger, gaan ek nou net hierdie wol om my pinkie draai. Letterlik om my pinkie draai, oor my wysvinger, en voilà, daar's hy. Hy gee vir jou tog 'n bietjie meer spanning om dit so te doen. En dit is alleenlik wanneer jy voel
dat jou werk is te styf. So ja, jy sal ook sien wanneer die hekeldraad deurtrek, kyk, dit vloei, dit gaan maklik. Jy moenie jou vingers te styf hou nie, laat dit mooi vloei. Die draad deur jou vingers vloei. Nou die volgende manier van draad vashou is vir wanneer jy voel dat jy te los hekel. Dis wanneer jy voel dat jy het nie beheer oor jou draad nie en die draad gaan te maklik deur jou vingers, jy kan dit nie mooi beheer nie. Dan gaan daar 'n bietjie, ek hou nie van hierdie manier nie, want die wol is geneig om te koek by my. Maar everyone for himself, jy moet jou weg nou vind. Nou, dit gaan dieselfde wees baie soos die tweede een. Jy gaan dit om jou pinkie, die draad, dan gaan jy bo oor jou ringvinger gaan, onderdeur jou middelvinger en bo oor jou wysvinger. En dan gaan jy soos normaalweg die draad vasknyp tussen jou duim en jou middelvinger. Dit is 'n vreeslike kontrepsie hierdie. Ek weet nie hoe mense so gehekel kry nie, maar ek kan verstaan, want as jy die spanning sien wat dit maak, die draad, wanneer jy dit deurtrek, die spanning is meer. Hy's meer. So dit is alleenlik gebruik jy hierdie metode wanneer jy voel dat jy het nie beheer oor jou werk nie en jy hekel te los. Ja, nog 'n wenk is, jy sal ook sien wanneer ek hekel. Kyk wanneer ek hekel, onthou jou spanning, hierdie gedeelte reguleer jou spanning tussen jou wysvinger en jou hikkelpen, jou hakker. Hy reguleer dit. So wanneer ek nou hekel, sal jy sien dat my vinger reguleer die werk. Ja, dit is basies wanneer die draad deur my wysvinger op en af te lig, deur dit op en af te lig, soos wat ek hekel. So maak ek spasie vir die hekelpen om deur te kom. En ek voel ek het baie meer beheer. Sien jy, ek brei hekel eintlik. Dit is vir my eintlik so aardig. En dis nog 'n ding wat ek nooit agtergekom het nie, tot iemand vir my daarop gewys het. Ek brei hekel. Maar dit is wat vir my werk. En dit mag dalk nie vir jou werk nie, maar dit is waarvoor hierdie lesse is, om jou manier te vind. Jou manier van hekel. En nie een van ons hekel soos 'n ander nie. Elkeen het sy eie manier. Jy moet nou jou manier vind. Okay, so hierdie is dan die einde van die video. Territoriaal, ek hoop ek het daai woord reg gesê, van leer hoe om te hak, die maklike manier. En die volgende video wat ek gaan plaas, gaan dan wees, ja, ons gaan dan leer dan hoe om jou kettingsteke te maak, hoe om te vermenigvuldig op jou kettingsteke, die volgende raai te maak, en hoe om dit egalig te hekel. Ons gaan basies 'n blok hekel, wat jy ook dan kan oefen. So, ons gaan rye hekel in 'n blokformaat, en dan gaan ek vir jou wys hoe om jou sye mooi te reguleer, dat dit nie skeef trek nie, maar dat dit mooi reguit is. En dit is ook nog 'n ding met die spanning te doen. So gaan hierdie week en gaan leer asseblief. En gaan vind jou manier. Want jy moet jy doen. En jy moet gemaklik wees met hoe jy hierdie hak vashou en met hom werk. En dis 'n kuns. En ja, gaan geniet dit. En ja, volgende week gaan ons mekaar weer kry. En ek sien uit daarna om vir julle te leer wat ek moes leer van Engelse video's af, van YouTube af. Niemand het my geleer nie, ek moes leer. En ek hoop dat julle dit makliker gaan vind om in julle eie taal, Afrikaans, te leer en te hikkel. So groet ek jou. Onthou om te hak met die hart en hekel vibes in Afrikaans te doen. Dankie.